Is nou vriende, vanoggend wil ek vir julle sê, daar's baie spesiale dae. Julle, daar's ongelooflike spesiale dae wat ek en jy elke dag in die samelewing, deel van ons kultuur, veral in ons Afrikaner kultuur, wat ons deel met mekaar. En die eerste van daardie ongelooflike dae wat so lekker is om te beplan, is verjaarsdag. Wie hou van verjaarsdag? Daar sê, so daar is 'n paar van ons. Julle, dis lekker om vir 'n verjaarsdag te kan vier. Ons dogter, my en Karen se dogter word hierdie komende Woensdag word sy 13 jaar oud en dis lekker om te beplan, want is altyd wie kan ons nooi, maar hoeveel mense kan ons eintlik nooi, né? Teenoor waarheen gaan ons? Wat is die tema? Ensovoorts. So, dit is so lekker, en dan is 'n groot verjaarsdag. Daar's dalk van julle wat al reg groot verjaarsdag gehad het, 21 en 40 en 50 en ek gaan nou nie verder nie. Dankie dat jy die jong is, hè. So dis 'n spesiale dag. En die volgende dag wat ons moontlik as deel van ons kultuur vier, is van julle sal dalk deel deur die voorreg om jou kind vir die eerste keer skool toe te stuur. Wie is al deur daardie voorreg om jou kind vir die eerste dag skool toe te stuur? Julle, dis 'n opwindende dag. Die foto's word geneem, die Facebook en die WhatsApp groepies van die familie gons, en is lekker, ons deel in die vreugde. Hoopelik het geen van julle eerste daar so gelyk, nie? Ek het, is daar een wat gesê het, ek het. Okay, dit was so. Nou, hier is arme kindjie huil, maar dan julle, dit kan altyd erger wees, julle kon so gelyk het. En daar is eintlik mense wat hulle eie trane uitstort op sosiale media. So hopelik is dit nie wat jy onthou van jou kind se eerste dag nie. Jy onthou die vreugde van jou kind wat opgewonde is dalk om skool toe te gaan. Of dalk is jy in hierdie fase van jou lewe. Jy is dalk nou in hierdie fase van jou lewe wat jou kind in die hoërskool is en hulle moet nou dans toe gaan. Dis 'n Valentynsbal en dis 'n matriekafskeid en dis 'n sportbal. En vir ons as mans is dit mos nou maklik, né? Dion, ons is net soos, wat is die kleur van die rok? Mamma, ek het 'n das nodig, dis blou. Dan. Die meisies is mos nou anders, né? Ek het mos nou, soos ek gesê het, my dogter is volgende jaar in die hoërskool en nou dink jy klaar, materiaal is duur, maar ons gaan seker maak hy's lank genoeg. En want is ons voorreg as pappas om natuurlik vir ons kinders ook mooi gekleed te hou. En dis 'n opwindende dag, want ons neem foto's. Julle, maar in hierdie deel van ons kultuur en samelewing weet ek nie of daar 'n gelukkiger dag, 'n meer spesiale dag is as 'n troue nie. Nou natuurlik, julle ken hierdie models wat hier op die bord is. Gelukkig het ek hulle betaal om vandag hier te wees. Maar julle, dis 'n gelukkige dag. Maar nog meer spesiaal van so 'n dag is die gaste wat genooi gaan word na so 'n dag toe. Jy sien, as jy 'n uitnodiging kry na 'n troue toe, vriende, dan moet jy weet, dis nie iets om ligteliks op te neem nie, dis eintlik 'n verskriklike eer om 'n uitnodiging te kry, want jy weet, die persone wie se troue dit is, die bruidspaar wil graag hê dat jy saam met hulle daar moet wees, dat jy saam met hulle die dag moet deel. En vriende, kan ek volgens net vir 'n oomblik, net so vir 'n oomblik 'n bietjie vleeslik wees? Is dit okay? Want julle sal my vergewe. Maar kan jy imagine, net vinnig, onthou ons hou van verbeelding, kan jy imagine, jy word genooi na 'n koninklike troue toe? Hoe lekker sou dit nie wees nie? Dink gou vir 'n sekond, jy word na, kom ons noem dit, 'n troue soos Prins William en Kate se troue te genooi. Hulle sê vir jou, weet jy wat, ons betaal vir julle alles. Julle is so spesiaal vir ons. Julle gaan tot saam met ons hier saam in die koning se eetkamer sit en eet. Jy's saam met ons in die Abbey. Ons betaal alles. Jy hoef nie vir 'n oomblik te bekommer nie. Dis okay. Jy moet net kom. Wie sal graag na so 'n troue toe wil gaan? Net om te ervaar hoe dit sou wees. Dankie vir jou eerlikheid. Jy kan maar eerlik wees. Ek sou ook wou gaan, net om te sien. Het moet amazing wees. Ons sien al hierdie movies, jy weet, ons kyk saam met ons kinders die flieks, en dan sien jy altyd hierdie gewone mense soos ons wat met 'n koninklike kan trou, en dis opwindend. Maar vriende, wat ek vanoggend wil doen is, ek wil graag vanoggend vir jou kom uitnooi. Ek wil vir jou vanoggend kom uitnooi na so 'n troue toe.
Ek wil vir jou uitnooi na 'n absolute wonderbaarlike troue en dis 'n koninklike troue. En dis hoekom ons vandag by die 8ste gelykenis in ons reeks kom. En dit is die gelykenis van die bruilof. Maar vriende, voordat ons by die bruilof kom en voordat ons by die gelykenis gaan kom in die woord van God, kom ons staan saam met mekaar op. Kom ons staan op en dan verklaar ons saam oor dit wat ek en jy van die Here weet, maar dis ook vandag waar ons gaan leer hoe die Here sy bruilof en sy gastelys gaan opstel. So sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. En met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, julle kan in julle Bybel saam blaai na Matteus 22. Ons gaan lees uit die Here se woord uit Matteus 22 vers 1 tot 14. En terwyl julle dit doen, wil ek graag weer vir die mense wat aanlyn ingeskakel is. Ek weet Johan en Tanya gaan vanoggend probeer inskakel van die Creer Wildtuin, maar vir elkeen van julle wat ingeskakel is, wil ons ook net welkom sê. Ek weet ons so op die nippertjie live gegaan, maar dit is vir ons lekker om saam met julle ook in julle huise te wees. Gesels saam met ons, dat weet van waar af julle inskakel en is 'n voorreg vir my om vanoggend ook die Here se woord in julle huise met julle te kan deel. So vriende, kom ons lees saam. Matteus 22 vers 1 tot 14. Dit sê, Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruiloffees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Dis ongewoon. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond en die ander na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Wanneer dit sê verder, toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees. Alles staan klaar. Maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straat toe en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaar gemaak. Die slegtes sowel as die goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Vriende, baie in vers 14 sê vir ons, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. En julle, wat 'n ongelooflike geleentheid om hierdie gelykenis te lees. Want sien, in hierdie gelykenis, vriende, is die evangelie, soos wat ek en jy dit vandag ken, so pragtig vasgevang, toe Jesus hier praat met die mense. En met wie praat hy? Wel, hy is besig, net vir 'n bietjie konteks, hierdie gelykenis kom aan die einde van 'n reeks gelykenisse. Hy was besig om met die priesterhoofde en die familiehoofde in die tempel te praat, en hy is besig om hulle te probeer oorreed, dat hy die seun van God is. En hierdie enetjie kom net na, dis die laaste een, net nadat hy regtig waar gaan lees die een net aan die einde van hoofstuk 21, waar hy bitter regheid met die fariseërs was. Maar die fariseërs het op hierdie oomblik besef, vriende, dat hulle wou hom toesluit op hierdie oomblik. Hulle het hom nie geglo nie. En hulle wou hom toesluit, maar hulle kon dit nie doen nie, want hulle was bang vir wie? Hulle was bang vir die mense, want die mense het op hierdie tyd begin agterkom wie Jesus is, en die Jode het begin dink, reg, hy is 'n profeet, so hulle was bang as hulle hom toesluit, wat daarna gaan gebeur. En vriende, baie van ons het net al gesê, ek en Kluisend, ons het ons hande opgesteek en ons het gesê, ons sal graag wil deel wees van hierdie bruilof. Ons sou graag na 'n koninklike troue toe wou gaan. Maar ons het nou sopas hier gelees, wat het hierdie gaste gedoen? Hulle wou nie saamkom nie.
Hulle wou nie gaan nie. En dis ongewoon, vriende, ons gaan nou daarby kom. En dis hoekom ek vandag graag met julle wil kom gesels. Ek wil met julle kom gesels oor 3 lesse. 3 lesse wat ek en jy uit hierdie gelykenis van Jesus kan gebruik om die volgende stelling en vraag te beantwoord. En daardie stelling en vraag is die volgende, vriende. Daar is 'n koninklike bruilof. Het jy al ge-RSVP op die uitnodiging? Het jy al ge-RSVP op die uitnodiging? So dis julle reg daarvoor? Almal op die eenslag, is julle reg daarvoor? Ja, daar sê, right. Ek weet die krag was aan vriende, maar ons het daarom nog 'n bietjie wat binne ons is, né? So, hier is punt nommer 1. Die les nommer 1, vriende, wat ek en jy uit hierdie gelykenis moet weet, is daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys. Daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys. Ek sal jou 'n oomblik gee om te skryf. As jy op YouVersion app is, natuurlik sal jy ook sien by events, dit is klaar opgelaai. Dankie Theo dat jy dit elke week vir ons ook doen. Ons waardeer jou. En vriende, kom ons gaan aan. So in vers 3 tot 5, in vers 3 tot 5 sien ons dat die koning 2 uitnodigings kom stuur. Hy stuur vir die mense 2 uitnodigings en ons het gelees in vers 3 en 5 wat die uitkoms van daardie uitnodigings was. Ons het gesien dat hulle gesê het, hulle wil nie kom nie. Hulle wou nie kom nie, hulle het nee gesê, en soos ek gesê, dit is 'n ongelooflike ongewone ding om te doen. As die koning vir jou uitnooi, is dit so te sê, eintlik maar 'n opdrag, hoorie, hier is 'n uitnodiging, jy moet kom. Maar hulle wou dit nie doen nie. En weer eens, net vir 'n bietjie konteks, uitnodigings, 2000 jaar gelede, het baie gewerk soos wat dit vandag vir my en jou werk. Die konteks was dieselfde, klein bietjie anders te dalk. Die koning sou skielik iemand uitstuur om 'n uitnodiging te gee. Hoekom? Wel, want hulle het nie WhatsApp gehad en Facebook, so dit het moontlik vinnig gebeur, maar jy moes weet iets gebeur. En vandag doen ons dieselfde. Ons stuur dalk 'n save the date, sodat mense kan bewus wees, okay, die en die persoon trou op daardie dag, so in my kalender moet ek dit so lank insit. En wat stuur ons na die save the date? Ons stuur dan die offisiële uitnodiging, né? So, dit het presies dieselfde gewerk hierso. En ons het dit gesien. Hy het sy slaaf gestuur. Nou vriende, nadat hy die slaaf gestuur het en die persoon is bewus daarvan dat daar nou 'n bruilof gaan wees, dan is dit gewoonlik so 'n week. Hierdie hele feesmaal is gewoonlik 'n week, die bruilofstyd in hierdie konteks. En dan stuur hy, sodra hy reg is, hy het alles klaar gemaak, die koning is reg, weet jy, die kos is reg, die goed is reg gemaak, dan stuur hulle weer slawe om die mense te gaan roep. Nou vriende, ons het gesien, wat was hulle antwoord daarop? Ons sien in vers 3, hulle wou nie kom nie. Hulle wou nie kom nie. En dis hoekom ek sê, dit was ongewoon in hierdie tyd, dat mense 'n koninklike uitnodiging kry, en dan wil hulle nie kom nie. En dan lees ons verder, in vers 5, maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. So die tweede uitnodiging is uit, maar hulle het nie hulle self daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond, en die ander stuk na sy werk, of die ander een na sy werkplek toe gegaan. En vriende, wat jy hier in hierdie klein stukkie moet sien, is dat hierdie gaste, hierdie eregaste, hulle het 'n keuse gemaak. Hulle het 'n keuse gemaak, want vriende, om nee te sê, want jy wil na jou werksplek toe gaan, of na jou stuk grond toe, is eintlik iets wat, as ons nou regtig mooi daaroor dink, hulle op 'n ander tyd kon doen, hè? Dit was nie so noodsaaklik, dat hulle vir die koning sal sê, weet jy wat, ek wil nie kom nie. En in hierdie klein stukkie julle, in die eerste 5 versies, moet jy raak sien wat Jesus hier probeer sê. Hy sê vir ons, weet jy wat? God die Vader, wat vir my en jou soveel omgee, wat vir my en jou so lief het, nooi vir my en vir jou ook uit, na sy koninklike bruilofsfees vir sy seun, en sy seun is Jesus. En hy nooi ons uit, en ek en jy, net soos wat hierdie gaste gehad het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse om daardie uitnodiging te aanvaar, of om dit nie te aanvaar nie. En sien vriende, hy gee vir ons 'n keuse, want as hy nie vir ons 'n keuse gegee het nie, dan sou ons 'n besluit gemaak het, wat gebaseer is op diktatorskap, en uit vreesheid, in plek daarvan dat ek en jy, as die koning vir my en jou nooi, die uitnodiging aanvaar vanuit 'n plek van liefde en 'n verhouding met God.
En julle, as jy ja antwoord op hierdie uitnodiging, as jy ja antwoord op hierdie uitnodiging is fantasties, want dan sal ons nou weer sien, is daar 'n beloning wat vir ons wag. Maar as jy nie antwoord soos wat hulle gedoen het, en nou moet jy weer verstaan, vriende, hierdie gaste, onthou Jesus sit in die tempel, hy praat met fariseërs, priesterhoofde, familiehoofde, hy praat met sy uitgekose mense, die Jode. En hulle is so vasgevang in hulle eie aardse besittings en net gefokus op hulle self, dat hulle hier in die eerste 5 verse van Jesus se gelykenis heeltemal die uitnodiging mis. Hulle mis die punt daarvan. Jy sien wat hulle gedoen het was nee, hulle het hulle self gekies. Né? It's all about me. Solank dit oor my gaan is alles okay. Né? Dis baie keer hoe ons voel. In hierdie oomblik kies hulle, vriende, hulle self. Maar dit is natuurlik 'n uitwerking van hierdie selfsugtigheid wat hulle hier wys. En die uitwerking daaroor is dat hulle die koning se slawe gaan mishandel en hulle maak hulle dood. En vriende, baie keer vandag as mense nie die evangelie wil hoor nie. As mense hulle ore toemaak vir dit wat ek en jy weet is die waarheid, dan gebeur dit met ons broers en susters vandag nog. Daar is mense wat doodgemaak word, wat binne in die kerk staan, omdat hulle mense vandag nog nooi na die bruilof van ons koning toe. Maar ons weet ook, vriende, daar is nagevolge. Daar is nagevolge en ons sien dit in vers 7. Die nagevolge vir sy gaste, wat sy uitgekose mense is wat? Hy sê, die koning het kwaad geword. En hy het sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Julle op hierdie oomblik, ek dink die koning in hierdie oomblik het absoluut, hy het genoeg gehad. Hy het hulle uitgenooi, hy was gaaf met hulle, en hy het net genoeg gehad. En partykeer, vriende, word ons so vasgevang in die idee, as ons luister na verskillende mense in die wêreld vandag, dat God slegs 'n God is van liefde. 'n Goeie voorbeeld hier is Vrydag, stap ek hier binne, Anneke, ek weet nie of jy kan onthou nie, en ek lag, want ek kyk iets van 'n geestelike podcast, en die man verduidelik die nuwe inklusiewe Bybel. En julle, as jy gaan hoor hoe hulle goed verander het, dan verstaan jy die punt wat ek hier probeer maak om te sê, ons word so vasgevang in vandag se tyd, dat God slegs 'n God van liefde is, dat ons vergeet dat hy ander karaktereienskappe ook het. En die koning, vriende, was geduldig. Hy het hulle rustig uitgenooi. 2 keer het hy sy slawe gestuur. Maar hulle het gekies om sy uitnodiging van die hand te wys. Hulle het gekies daarvoor, en daarvoor, vriende, het hulle beloning gekry. En ons sien dit in vers 13, is dit vasgevang aan die einde van die gelykenis. Hy sê, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas, en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En vriende, les nommer 1 wat jy vandag hier moet wegvat uit hierdie gelykenis is, daar is gevolge as ons hierdie uitnodiging wat die Here vir ons gee van die hand wys. Daar gaan gevolge wees. En ons sien dit in hierdie gelykenis, so persoon se beloning, vriende, is nie deel van die koninkryk van God nie. Waar is dit? In die duisternis, daar buite die huis van ons Vader. En vriende, Johannes 12 sê vir ons so mooi. Hy kom sê vir ons baie mooi wat daardie gevolge is. Hy sê vir ons, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. So vriende, les nommer 1, wat jy volgende hier moet wegneem, is om te weet, daar is gevolge. Daar is gevolge as jy hierdie uitnodiging van die hand wys. Het ons hom? Is die punt duidelik? Fantasties. Nommer 2. Vriende, les nommer 2 wat ons uit hierdie gelykenis van Jesus leer is, die uitnodiging is vir almal. Die uitnodiging is vir almal. Julle kan dit neerskryf, die van julle wat iets het om op neer te skryf. Vriende, die uitnodiging is vir almal. Hoe ongelooflik om skets hy nie vir Jesus nie vir ons weer hier 'n prentjie nie. Hy sê vir ons, weet jy, die koning brand die stad af. Die koning gaan brand die stad af, maar julle binne in daardie stad wat afgebrand word,
is ook 'n profetiese uitwerking wat 40 jaar na hierdie gelykenis sou plaasvind. En dis toe Jerusalem afgebrand is en die tempel is afgebreek. Ongelooflik hoe daardie werk, né? Maar Jesus kom wys vir ons ook, net nadat hy hulle doodgemaak het en net nadat hy hulle dorp afbrand, kom wys hy vir ons hoe genadig hy ook is. En hy sê vir ons lees weer in vers 8, net om vas te maak. Hy sê, toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar reg. Weet jy wat, ons het hulle klaar gestraf. Maar alles staan klaar reg, ek het voorberei. So maar die genooides was dit nie werd nie. En hy sê weer, gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. En toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en wie genooi? Sê weer, almal genooi. Nie net my gekose maatjies nie, hy het almal genooi wat hulle gekry het. Die slegtes sowel as die goeies. En so het die feesmaal vol gaste geword. So vriende, die natuurlike vraag hier dan is, aan wie rig hy die uitnodiging? Hy rig dit aan almal, die slegtes en die goeies. Die heidenes sowel as die wat glo, vriende. En dis eintlik die antwoord wat julle nou gegee het. So aan wie rig hy die uitnodiging? Hy rig dit aan almal. Vriende, kom ons sê almal. Almal. Hy rig dit aan almal. En julle, die vraag dan net is, as hy dit aan almal vra, as hy almal uitnooi, dan het ek en jy 'n keuse. En ons kan deel word van hierdie huisgesin van God. Ons kan deel word van die koninkryk van die hemel, mits ons die uitnodiging aanvaar. So die uitnodiging is uitgestuur, maar ons kan dit net kry as ons dit aanvaar. En wat sê Jesus vir ons in Openbaring? Hy sê vir ons, as ons daardie uitnodiging aanvaar, dan sê in Openbaring 19 vers 9, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Soos ek en jy daardie uitnodiging aanvaar, vriende, dan is ons geseënd. Julle, dit maak nie saak of jy onkruid is nie, en of jy nou koning is, soos dat ek oor 2 weke terug gepreek het nie. Die koning sê, julle het hom, die koning sê, kom. Dis wat hy hier vir my en jou sê, hy sê kom. In Romeine 10 vers 13 sê hy, want elkeen want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wat moet ek en jy doen om gered te word? Volgens die vers, ons moet die naam van die Here aanroep. So die uitnodiging, vriende, is vir almal. Maar hier is die kruks. Ek en jy moet die naam van Jesus aanroep. Ons moet 'n besluit maak, vriende. En as ek en jy wil deel wees, as ons wil deel wees van die bruid, as ons wil deel hê aan die liggaam en die koninkryk van God, dan moet ons maak soos Openbaring vir ons sê. Openbaring 22 sê vir ons baie mooi. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het moet, kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê moet, dit kom kry. En wat kos dit vir my en vir jou? Dis verniet. Niks nie, vriende, dit kos niks van my en jou om die uitnodiging te aanvaar nie, want Jesus maak dit vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Dit kos ons absoluut niks nie. Dis verniet. Maar wat jy moet besef, vriende, is dit het vir God iets baie gekos om dit te kan sê. En dit het sy seun se lewe gekos, sodat ons verniet hierdie uitnodiging kan aanvaar. Vriende, die uitnodiging is vir almal. Die uitnodiging is vir almal. Ons moet slegs kom. En dit bring my by die derde les. Les nommer 1 was, daar is gevolge as jy die uitnodiging van die hand wys. Les nommer 2 het vir ons gesê, die uitnodiging is vir almal. En les nommer 3 wat ons uit hierdie gelykenis kan neem, vriende, is, ons moet bekleed wees met Christus se geregtigheid. Ons moet bekleed wees met Christus se geregtigheid. Jy sien, vriende, om net op te daag en te sê, yes, hier is ek kom, is nie net genoeg nie.
Dis nie net genoeg om op te daag en te lyk soos wat ek lyk nie. Hoe weet ek dit? Wel, hierdie man wat hy hiervan praat in vers 11, het net opgedaag. En hy het gedink hy kan toegang kry en bly net soos wat hy is. In sy vuil klere is dit okay. Maar Jesus kom maak dit duidelik vir my en vir jou vriende dat dit nie moontlik is nie. Jy sien, as ek en jy opdaag, dan is die verwagting dat daar 'n verandering moet plaasvind. Daar is 'n verwagting dat my en jou dade en ons woorde by mekaar uitkom en dan hulle moet ooreenstem met dit wat God van ons vra. En sien, hy sê vir ons vriende, hy sê vir ons, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom? Hoe het jy ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Julle, toe ek dit lees, toe dog ek vir myself, die man kon niks antwoord nie. As jy my gevang het, daar staan, sê ek gesê het, Here, of koning, hoe kry ek die klere? Maar hy doen niks. Hy staan stom en hy sê net, die man kon niks antwoord nie. En dan gaan hy sê verder vir ons, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas, dis die uitweg daarvan, en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, vriende, maar min is uitverkies. Jy sien wat hierdie man probeer doen het, vriende, as ons net 'n vinnige oorsig oor daardie vers vat is, ek en jy moenie dieselfde fout maak as wat hy gedoen het nie. Ons moenie probeer dink dat ons in ons sondige natuur as vuil mense wat na Jesus toe kom op ons eie terme en op ons eie geregtigheid gaan inkom nie. Want hier het die koning ander planne gehad. En ek wil net hê jy moet vinnig stil staan voordat ek na daai twee planne of daardie plan gaan, is jy moet kyk. Hier is 'n kantnota. Die koning het uitgenooi, hulle het nie aanvaar nie. Natuurlik was daar gevolg, hy was toegenadig, en hier is hy dit weer. Al het hulle teen hom, of sy hulle rug op hom gedraai, was die koning nog vriendelik. En hy was geduldig. Hy noem tot hierdie man, vriend. Hoe baie van ons kan dit noem as iemand iets onreg teenoor ons doen? Kan nog terugdraai en sê, vriend. Maar sien wat hy ook kom doen is hy is barmhartig. Hy sê, weet jy wat, ek het julle ingenooi in my huis in, en ek sal vir julle nog kom bruidsklere verskaf ook. En dit was 'n gebruik natuurlik in hierdie konteks ook. Dat as jy iemand nooi en hulle het nie bruidsklere nie, dan sou jy dit vir hulle verskaf. En die koning kom doen dit in hierdie ene. Maar vriende, as ek en jy ingenooi word, dit maak nie saak hoe vuil ons is nie. God is geduldig met jou. Hy is geduldig met my. En hy wil ons red. Maar as hy ons red, vriende, daarna gebeur iets. En hy wil graag vir elkeen van ons met sy geregtigheid kom klee. En hy sê vir ons in Jesaja 61 vers 10 in die ou vertaling sê dit mooi, hy sê, ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in 'n mantel van regtigheid gewikkel. Vriende, hoe ongelooflik, wat is hierdie mantel dan? Want hy kom kleef vir my en jou in daardie mantel. Wat is dit? Openbaring sê dit ook so mooi, hy sê vir ons, laat ons bly wees, laat ons bly wees, en juig aan hom, en aan hom die eer gee. Want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun, om fyn, helder, blink klere aan te trek. En hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Vriende, hierdie mantel wat hy op my en jou kom trek, hierdie bruilofsklere is die vrug wat ek en jy van Jesus dra, die vrug wat ons uitdra na die wêreld daar buite. En dit wys vir mense dat ek en jy verlos is van ons sondes, ons is verlos van ons ou lewe, en dat ons nou deel vorm van sy liggaam. Baie van ons kinders dra, wat as hulle skool toe gaan, maandag tot vrydag? Skoolklere, hoekom? Want jy weet hulle is van 'n sekere skool af, né? Jy weet hulle kom van enige van die skole hierom, kies een, Durbanville Hoërskool, Jean Louw, Durbanville Laerskool. En as ek en jy binne in die liggaam van Christus staan, as ek en jy met hierdie mantel geklee is, kan mense nie net hoor nie, maar hulle kan sien
Jy behoort aan sy koninkryk. Vriende, dit is so ongelooflik om te dink. Met die verlore seun, toe daai seun terug, of die pa uithardloop om sy seun terug te aanvaar, toe sê die seun wat? Die seun sê vir hom, nee pa, nee, u kan my nie seun noem nie, want ek het teen u gesondig. Maar wat doen die pa? Die pa sê, dis okay. Hy roep sy werksmense, hy sê, maak gou, bring klere, die beste klere en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Sien in daardie oomblik, vriende, soos wat die Here met my en jou maak, is hy vergewe sy seun. En hy verwelkom hom terug in sy huishouding. En die uiteinde van hierdie gelykenis, vriende, is jy nie bereid is, as jy nie bereid is om weg te draai van jou ou lewe nie, as jy nie bereid is om die uitnodiging wat Jesus vir my en vir jou in hierdie gelykenis kom gee nie, te aanvaar nie, maar jy wil nog steeds opdaag vir die seremonie, jy wil nog steeds opdaag vir die afterparty daarna, dan het ek nuus vir jou. Julle gaan waarskynlik buite in die duisternis opeindig. En dit, vriende, is 'n realiteit as ons hier na die Here se woord kyk. En herinner ons so mooi, vriende, in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So onthou julle, Jesus se gelykenis sê baie mooi, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. En vriende, ek wil graag hiermee afsluit, die orkes, julle kan na vore toe kom. 'n Vlugteling is iemand wat wegvlug van hulle huis af, of uit hulle land uit. Dis 'n vlugteling. 'n Swerwer is iemand wat rondbeweeg op soek is na of 'n nuwe woning of 'n nuwe plek om in te skakel. Ons kry 'n vreemdeling wat natuurlik niet is en weg van die huis af is moontlik en niet is in 'n ander dorp en niemand ken daardie persoon nie. En dan kry jy 'n pelgrim wat op 'n reis is iewers heen of dalk op pad is terug huis toe. Maar vriende, wat jy vanoggend moet weet is, dit maak nie saak of jy 'n vlugteling is nie, dit maak nie saak of jy 'n swerwer, 'n vreemdeling of 'n pelgrim is nie. Jy is uitgenooi na die grootste, die beste en die grandste bruilof wat jy al ooit gesien het. Kan iemand amen sê daarop? Ons is uitgenooi, vriende. En ek vra nie baie vanoggend nie, behalwe dat jy die Here se woord sal ontvang en dat jy dit in jou hart sal vasbind. En ek kom vra nie vanoggend dat jy net jou bekommernisse en jou probleme hier op hierdie verhoog moet kom neerlê nie, want ek verstaan ook dat 'n stap met die Here, 'n pad wat ons loop met hom is 'n proses. Want elke dag wat ek en jy op daardie pad stap, is hy besig om aan my en jou te skaaf om ons meer soos hom te maak. En om die waarheid te sê, vriende, as jy jou bekommernisse en jou vreugde hier gaan neersit, is daar moontlik een of twee van ons wat hier gaan uitstap en dit weer kom optel en onsself verder daarmee belas. Maar wat ek wel vanoggend vir jou wil kom vra, en ek wil 'n uitnodiging maak vir jou vanoggend, is vat jou probleme, vat daai ding wat jou op die huidige oomblik tussen jou en die Here staan, jou bekommernisse, jou vrees, en kom lê dit hier neer. Kom lê dit by die voet van die kruis van Jesus. En vriende, kom leef vanoggend onbelas, in geloof, saam met die koning. Vriende, die uitnodiging begin hier. Die uitnodiging vir die bruilof begin by sy seun. Die vraag is wat ek vanoggend vir jou het is, die koning hou 'n bruilof. Het jy al ge-RSVP op die uitnodiging? Kom ons sê vir die Here dankie. Here, dankie dat ons in die woord kan indelf en 'n gelykenis kan gebruik om te ervaar hoe lief jy ons het, Here. Here, dankie dat ons 'n koning dien wat elkeen van ons wil innooi in sy huis in. Here, dankie dat U so genadig is, dat dit maak nie saak hoe my lewe nou tans lyk nie, Here, of hoe dit gelyk het, of hoe dit nog gaan lyk vorentoe nie. Here, U is 'n God wat lief het en U nooi mense daagliks om deel van die koninkryk te wees.
En Here, wat daar nou mense dalk hier voor my sit of aanlyn ingeskakel is, Here, wat nog nie daardie oorgawe in hulle hart gemaak het om te sê, Here, ek wil kom, U nooi my uit, Here. Bid ek dat U deur die Heilige Gees in hulle harte sal werk. Here, dat hulle 'n dringendheid sal ervaar om nie soos hierdie gaste in die duisternis te wil gegooi word nie. Here, maar dat hulle 'n dringendheid sal hê om na die voete van die kruis te kom hardloop en te sê, Here, hier is ek kom, ek wil verander. Wys my hoe. Here, dankie dat ons 'n woord het wat lewe en vir ons 'n rigtingwyser is en 'n padwyser is om te sê, as ons net 'n bietjie afloop, is dit die pad wat ons moet volg. En U trek ons terug. Here, dankie vir die groot liefde, dankie vir die genade, dankie dat ons nou weer U naam kan loof en prys en kan sê, soos wat ons hierdie woorde gaan sing, we're going to sing it louder, Lord. Louder so that people can hear it from the rooftops that You are a King of Kings and the Lord of Lords. Here ons dankie daarvoor. Amen.